Kom ons bestudeer vandag die woord van God met die preek getiteld, die krag van behoorlike onderskeiding en die woord van God. Koning Salomo het gebid vir wysheid om God se volk goed te lei. So God het hom 'n oorvloed van wysheid gegee. Onder hulle was die krag van behoorlike onderskeiding. Eendag het twee vroue voor koning Salomo gekom. Ek glo julle ken hierdie storie baie goed. Twee vroue het in dieselfde huis gewoon en elkeen het 'n kind gehad. Een vrou se kind is egter dood aangetref. So sy het haar kind met die van die ander vrou omgeruil. Toe die ander vrou die oggend opstaan, het sy gevind dat die kind dood is. Toe sy egter die kind van nader bekyk, het sy besef dat dit die kind van die ander vrou is. Hulle het toe na koning Salomo gegaan. Aangesien elkeen van hulle beweer het dat die lewende kind hulle eie was, moes koning Salomo groot onderskeidingsvermoë uitoefen. Koning Salomo het nog nooit die kind gesien nie, en hy het ook nie geweet van hul verhouding nie. God het hom egter die wysheid gegee om te onderskei. Gevolglik het Salomo 'n soldaat beveel om die lewende kind in die helfte te sny. Dit beteken om hom dood te maak, nie waar nie? Toe koning Salomo sy bevel gee, het een van die vroue gesê, die koning se besluit is korrek. Die ander vrou het gesê, gee die baba vir haar. Moet asseblief nie die baba doodmaak nie. Kan jy nie op hierdie stadium ook onderskei wie die ware moeder is nie? Koning Salomo het wysheid van God ontvang om te onderskei tussen waarheid en leuen en tussen goed en kwaad. Dit geld in hierdie laaste eeu. Die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu op soek na iemand om te verslind. Soms stel die duiwel ons op die proef om ons te mislei. Aangesien God die einde van die begin af sien en weet hoe die duiwel ons sal mislei, het hy ons gewaarsku. Staan vas in julle geloof. Kom ons kyk na 1 Petrus hoofstuk 1 vers 8. 1 Petrus hoofstuk 1 vers 8. Om het julle lief, al het julle hom nie gesien nie, en al sien julle hom nie nou nie, glo julle in hom, en jubel julle met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap. Omdat julle reeds deel het aan die doel van julle geloof. Wat is dit? Naamlik die verlossing van julle siele. Hoe kon koning Salomo waarheid van valsheid onderskei, alhoewel hy hierdie vroue nog nooit tevore ontmoet het nie? Hy het die onderskeid gemaak omdat hy geweet het dat moeders 'n moederinstink het. In hierdie tyd is daar talle kerke, talle godsdiensorganisasies en talle mense. Wat kan ons dan gebruik om tussen waarheid en valsheid te onderskei? God gee vir ons die antwoord op hierdie vraag soos volg. Wat is die doel van ons geloof? Dit is die redding van ons siel. Ons moet dit nooit vergeet nie. Wat het Satan van die begin af gedoen? Hy het nog altyd gelieg. Toe Satan Adam en Eva mislei het, het hy oor God se wil gelieg. Toe hulle Satan se woorde aanvaar het, het hulle die pad van vernietiging begin stap. Dit was so 'n dwaase besluit. Salomo het die ware moeder van die valse moeder deur moederliefde onderskei. Wat ons geloof betref, is die bron van verlossing God, en die doel van ons geloof is die redding van ons siele.
Die een wat dit reg verstaan, sal nie deur Satan versoek word nie. Hy kan hulle nie mislei nie, want hulle het 'n duidelike standaard. Diegene wat nie aan hierdie standaard hou nie, sal oor en oor versoek word. Dus, wat het Jesus vir ons gesê? Hy het vir ons gesê om ons geloof op die rots te bou. Wie is die rots? Verteenwoordig die rots nie Christus nie. As Christus nie die standaard vir ons geloof is nie, lyk dit wat een persoon sê reg, en wat 'n ander persoon sê, lyk ook reg. Ons kan nie 'n duidelike standaard stel nie. Hoe demonstreer God Satan se bedrywighede? Kom ons sien 1 Petrus hoofstuk 5 vers 6. Daarom verneder julle onder die kragtige hand van God, sodat hy julle op die regte tyd kan verhoog. Deur al julle bekommernis op hom te werp, want hy gee om vir julle. Wees nugter, wees waaksaam. Julle teenstander, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu. Na wie soek hy? Op soek na wie hy kan verslind. Hy loop rond op soek na iemand om te verslind. Dit is die werklikheid. Dit gebeur tans in die geestelike wêreld. Vers 9. Om moet julle teenstaan, standvastig in. Waarin moet ons vasstaan? Die geloof. Ons kan maklik 'n persoon se identiteit onderskei deur te sien of hulle die leringe van die Bybel volg. Kom ons sê hulle verkondig, ek het God lief met hulle lippe, maar tog is hulle ongehoorsaam aan God se gebooie, soos om nie die Pasga te hou of die Sabbatdag te verbreek nie. Dit wys duidelik dat hulle geloof vals is. 2000 jaar gelede het Jesus 'n duidelike waarskuwing aan die Fariseërs en die leraars van die wet gegee. Jy eer my met jou lippe, maar jou harte is ver van my af. Hoe kan iemand weet wat in jou gedagtes is? Jesus het egter geweet. Hoe weet hy geweet? Watter soort leringe het hulle volgens Matteus hoofstuk 15 ontvang? Jesus het gesê, hoe kan jy sê dat jy my liefhet as jy menslike reëls volg? Is om my lief te hê nie om my gebooie te onderhou nie. Mense verontagsaam God se gebooie terwyl hulle leefwoorde verkondig soos, ek het jou lief. Jesus onderskei egter of hulle woorde waar of onwaar is. Dit is net soos hoe Salomo die ware moeder van die valse een onderskei het. Ons het behoorlike onderskeidingsvermoë in hierdie tyd nodig. Kom ons kyk weer na vers 8. Wees nugter, wees waaksaam. Julle teenstander, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu, op soek na wie hy kan verslind. Om moet julle teenstaan, standvastig in. Waarin moet ons vasstaan? Die geloof in die wete dat julle medegelowiges oor die hele wêreld dieselfde soort lyding verdien. Maar al moes julle vir 'n kort tydjie ly, sal die God van alle genade, wat julle tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus geroep het, julle herstel, bemagtig, versterk en stewig vestig. Aan hom die krag tot in ewigheid. Amen. Die vyand, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu. Toe Jesus na 40 dae van vas deur Satan versoek is, het hy dit met gemak oorwin. Wat het Jesus gesê? Daar staan geskryf, van brood alleen sal die mens nie leef nie, maar van elke uitspraak wat uit die mond van God kom. Leef volgens God se woord as jy reg wil lewe. Satan het geskrik omdat die antwoord onverwags was. Satan kan die Bybel misbruik om 'n siel deur misleiding dood te maak. Hy het vir Jesus gesê, as u van die top van die tempel afspring, sal die engele u oplig voordat u voete klip tref. Hy het die Bybel verdraai.
Dus, wat het Jesus geantwoord? Die skrif sê ook, jy mag die Here jou God nie versoek nie. God is die objek van geloof, nie die objek van toetsing nie. Daarom is die probleem wanneer ons na Satan se woord luister. Is Satan nie die een wat ons bedrieg het en ons na die aarde laat verdryf het nie? Om na hom te luister lei tot voortdurende versoeking. Moet my siel hierna luister? Sonder om ons fokus op die standaard van die redding van ons siele te hou, kan ons nie reg onderskei nie, en ons geloof sal geskit word. Het Satan nie eers probeer om Jesus te versoek nie. Soms gebruik hy selfs die Bybel. Hy is baie slim. As wat in koning Salomo se verhoor gebeur het, by jou opkom, hoe sou jy reageer? As jy bloot dink, dis 'n 50-50 kans, en die geleentheid om die kind aan sy ware ma te gee, sou verlore gewees het. Salomo was akkuraat in sy onderskeidingsvermoë, dis omdat hy 'n vasgestelde standaard gehad het. Selfs in ons geloof, as daar geen standaard is nie, sal ons altyd wankel. Hoekom is dit? Satan is 'n woeste wolf wat siele plunder, maar hoe lyk hy aan die buitekant? Aangesien hy in skaapsklere kom, kan hulle hom nie herken nie. Verder, aangesien die waarheid geestelik is, kan diegene in die vlees hom nie herken nie. Daarom gee God vandag vir ons die wysheid. Die eindresultaat van julle geloof is die redding van julle siele. Satan fluister egter bedrieglike woorde in die ore van die mensdom sedert die skepping van die wêreld, net soos hy misleidende woorde gebruik het om Eva te oorreed. In die geestelike wêreld is daar die woorde van God en die woorde van Satan. God het gesê, as jy daarvan eet, sal jy beslis sterf. Nietemin, wanneer jy na Satan se woord luister, kan dit eintlik na iets beter klink. Daarom moet ons aandag gee aan die woord van God, wat ons die redding van ons siele gee. Kom ons gaan voort met Hosea hoofstuk 8 vers 11. Toe Efraim meer altare gebou het, was dit om te sondig, dit het vir hom altare geword om mee te sondig. Al skryf ek vir hom my wet 10.000 maal neer, dit word as iets. Hoe weet hulle beskou? Vreemds gereken. Aangesien God die einde van die begin af sien, wys hy ons dan nie die regte weg nie. Daarom verlig die Bybel ons om geloof in God te hê. Almal kan redding geskenk word aan diegene wat God se woord as iets vreemds beskou. Of hulle nou konings of edeles is, ons moet nie na hulle status kyk nie, maar vra, kan die redding van hulle siele bereik word deur hulle dade? Ons moet die korrekte antwoord op hierdie vraag onderskei. Jy is die beoordelaars, dink jy dit kan bereik word? Dit kan nooit bereik word nie. Kom ons ondersoek wie God se wet deur die waarheid van die Pasga onderhou. Lukas hoofstuk 22. Kom ons kyk na Lukas hoofstuk 22 vers 7. Die dag van die ongesuurde brood, waarop die Pasgalam geslag moes word, het aangebreek. Jesus stuur toe vir Petrus en Johannes met die woorde: "Gaan berei vir ons. Waarvoor is hierdie voorbereiding? Die Pasga voor, sodat ons dit kan eet." Volgens vers 13 het die disippels uitgegaan en die Pasga voorberei. Kom ons kyk hoe Jesus die Pasga gevier het deur na vers 19 te gaan. Lukas hoofstuk 22 vers 19. En hy het brood geneem. En nadat hy die seëngebed uitgespreek het, breek hy dit en gee dit vir hulle en sê: "Dit is my liggaam wat vir julle gegee word." Wat het hy ons dan beveel? Doen dit. Dit is die woord van God. Wat moet diegene dan doen wat na sy woord luister?
Doen dit om my in herinnering te bring. So ook met die beker na die ete met die woorde. Hierdie beker, wat ter wille van, vir wie is dit, julle uitgegiet word, is die nuwe verbond deur my bloed. In Hosea hoofstuk 8 het God gesê, ek het die baie dinge van my wet vir hulle geskrywe, maar wat het hulle gedoen? Hulle het God se woord as iets vreemds beskou. Is daar deesdae nie soveel mense wat die Pasga, die waarheid van die lewe, as iets vreemds beskou nie? Dan maak asseblief vandag 'n oordeel deur die woorde van Hosea hoofstuk 8 en Lukas hoofstuk 22. Watter kant kan verlossing ontvang en watter kant kan nie? Diegene wat na die woorde van God luister, is aan God se kant en sal verlossing ontvang. Om egter te verhoed dat God se volk die Pasga van die nuwe verbond hou, het hulle by die konsilie van Nikaia in 325 na Christus die Pasga op listige wyse belaster en die tyd daarvan verander. Ons moet onderskei wat in hierdie tyd gebeur het. Gehoorsaam die kerk wat die Pasga hou God se woord? Of is die kerk wat dit nie hou nie gehoorsaam aan God se woord? Almal, is dit moeilik om te antwoord. Hierdie woorde is baie eenvoudig. Aangesien hulle die Pasga as iets vreemds beskou, wat sou Jesus sê? Sou hy hulle nie verban nie en sê, ek het jou nooit geken nie, weg van my af, julle wat wetteloosheid beoefen. Die resultate van ons dade sal op die laaste oordeelsdag beslis word. Maak nie saak wat nie, ons moet na God se stem luister. Nietemin belaster hulle met baie slinkse woorde soos, die Pasga is die wet van Moses. Waarom onderhou jy die wet van die Ou Testament in die tyd van die Nuwe Testament? Moet ons nie duidelik onderskei wat God se wil is nie? Kom ons kyk na Amos hoofstuk 2 vers 4. So sê die Here, oor 3 oortredings van Juda, ja, oor 4, sal ek dit nie herroep nie. Omdat, wat het hulle gedoen? Hulle die onderrig van die Here verwerp en, wat het hulle nog gedoen? Hulle, sy vaste voorskrifte nie nagekom het nie. Hulle vals gode het hulle laat dwaal, die waaragter hulle voorouers aangeloop het. God het vir ons die Bybel gegee en sy wette vir die redding van die mensdom vasgestel. Hulle roep egter tot God, ek het U lief, terwyl hulle terselfdertyd ook sê, ek kan nie God se woord volg nie. Hulle het God nie werklik lief nie. Dit is hul ware bedoeling. Volgens Amos hoofstuk 2 het hulle God se wet verwerp, en wat was die gevolg? Hulle is deur die valse gode om die bos gelei. Die wat mislei word, kan nie onderskei nie. Is dit nie om mislei te word om die vermoë te verloor om behoorlik te onderskei wat waar en wat onwaar is nie? Kom ons kyk na Matteus hoofstuk 13 vers 24. Hy het 'n verdere gelykenis aan hulle voorgehou. Die koninkryk van die hemele is soos 'n man wat goeie saad op sy saailand gesaai het. Maar terwyl die mense slaap, het sy vyand. Wie is die vyand? Die duiwel. Hy, gekom, draabok tussen die koring gesaai en weggegaan. Toe die spruitjies opskiet en in die aar kom, het die draabok ook begin wys. Die eienaar se slawe het vir hom kom sê, meneer, het u dan nie goeie saad op die saailand gesaai nie? Waar kom die draabok vandaan? Wat het die eienaar gesê? Hy het hulle geantwoord, 'n vyand het dit gedoen. Die eienaar het dadelik geweet. Christus, wat die waarheid van valsheid onderskei, het gesê, 'n vyand het dit gedoen, wat beteken dat Satan dit gedoen het. Hoe weet hy geweet? Satan verhoed ons om God se stem te hoor. Hy haat wanneer ons volgens God se woord lewe. Daarom het hy God se vasgestelde tye en die wette verander. Volgens Galasiërs hoofstuk 1, vers 6 het hy 'n ander evangelie geskep. Op hierdie manier keer hy mense om die pad na die hemel te loop. Net soos hy mense in die hemel mislei het, mislei hy steeds mense op hierdie aarde.
Daarom moet ons die krag van onderskeiding hê. Hoofstuk 13 vers 36. Toe het Jesus die skare weggestuur en die huis binne gegaan. Sy disippels het na hom gekom en gesê: "Verklaar vir ons die gelykenis van die draabok in die saailand." Hy het geantwoord: "Die een wat die goeie saad saai, is die seun van die mens." Die boer wat goeie saad gesaai het, verteenwoordig Jesus. Die saailand is die wêreld, die goeie saad is die kinders van die koninkryk, die draabok is die kinders van die bose. Die vyand wat dit gesaai het, is die duiwel, die oes is die volleinding van die tyd, en die wat oes, is engele. Net soos die draabok dan bymekaar gemaak en in die vuur verbrand word, so sal dit wees by die volleinding van die tyd. Die bediendes het gevra: "Meneer, daar is so baie onkruid in die veld. Wil jy hê ons moet hulle optrek?" Wat het die eienaar geantwoord? Vers 29, maar hy sê: "Nee, anders kan julle dalk, terwyl julle die draabok bymekaar maak, die koring saam uittrek. Laat albei saam groei. Tot wanneer? Tot die oes toe." Wanneer is die oes? Eenvoudig gestel, laat albei saam groei tot die einde van die eeu. Hy het geweet, maar het vir hulle gesê om dit te laat wees. Wat is dan die identiteit van die onkruid? Kom ons gaan terug na vers 39. Die vyand wat dit gesaai het, is die duiwel, die oes is die volleinding van die tyd, en die wat oes, is engele. Net soos die draabok dan bymekaar gemaak en in die vuur verbrand word, so sal dit wees by die volleinding van die tyd. Die seun van die mens sal sy engele stuur, en hulle sal uit sy koninkryk al die struikelblokke en die wat wetteloosheid bedryf bymekaar maak, en hulle in die vuur rondgooi. Voorheen het Jesus gesê: "Bind die onkruid in bondels en gooi dit in die vuur," maar in vers 41 het hy gesê: "Red die wat wetteloosheid pleeg uit en gooi dit in die brandende oond." Uiteindelik, wat verteenwoordig die onkruid? Hulle verteenwoordig wetteloosheid, dit wil sê ongehoorsaamheid aan God se wet. Toe Jesus 2000 jaar gelede na hierdie aarde toe gekom het, het hy ons geleer dat so 'n daad nooit tot redding kan lei nie. Wat moet ons dan met die Bybel doen? Ons moet die woorde van God gehoorsaam. Wanneer God sê, onthou die 7de dag deur dit heilig te hou, moet ons die woorde van God volg. Die bedrieër sê, watter verskil maak dit as ons op Saterdag of Sondag aanbid? Wat belangrik is om God te dien. God het ons egter geleer dat dit nie die manier is om God te dien nie. Diegene wat mislei word, sal die verkeerde begrip van God se wil hê. Julle wat die Sabbatdag hou, sal my volk wees. Wie se woorde is dit? Mense sê, watter verskil maak dit as ons op Saterdag of Sondag aanbid? Jy kan enige dag aanbid. Wanneer ons vra, het God dit regtig gesê, ons besef hoe anders hulle idees van God se woord is. Tensy ons fokus op die redding van ons siele, wat die doel van ons geloof is, kan ons nie die geestelike skemas van Satan onderskei nie. Jesus het dadelik geweet wie dit gedoen het en gesê, 'n vyand het dit gedoen. Dit is net soos toe Salomo vinnig die ware moeder van die valse moeder onderskei het. Almal, ook ons, moet die Heilige Gees van onderskeiding hê. Ons moet luister na God se stem. Kom ons gaan aan na Genesis hoofstuk 3. Genesis hoofstuk 3 vers 1. Die slang was listiger as al die diere van die veld wat die Here God gemaak het. Hy het vir die vrou gevra, is dit werklik so dat God gesê het, julle mag nie van enige boom in die tuin eet nie? Die vrou het die slang geantwoord, van die vrugte van die bome in die tuin mag ons eet. Maar oor die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê, julle mag daarvan nie eet nie, en dit nie aanraak nie, anders sterf julle. Die slang sê toe vir die vrou, julle sal beslis nie sterf nie. Wie het gesê, jy sal beslis nie sterf nie? Dit is die woorde gespreek deur Satan, die slang, nie die woorde van God nie. Wat het God gesê? As jy daarvan eet, sal jy beslis sterf. As die een kant sê, eet dit, jy sal nie sterf nie, en die ander kant sê, as jy dit eet, sal jy sterf. Na wie moet ons luister? Ongelukkig het Eva vir Satan se woorde geval.
God se woorde moet ons altyd lei. Is God nie besig om ons wakker te maak vir die pad na die koninkryk van die hemel en tot die redding van ons siele nie? Kom ons kyk na Johannes hoofstuk 8 vers 35. En die slaaf bly nie vir altyd in die huis nie, maar die seun bly vir altyd. As die seun julle dan vrygemaak het, sal julle werklik vry wees. Ek weet dat julle die nageslag van Abraham is, maar julle probeer my doodmaak, omdat julle geen ruimte vir my woord in julle laat nie. Wat doen hy? Praat oor wat ek by my Vader gesien het, maar julle tree op volgens dit wat julle by julle Vader gehoor het. Dit wil sê Satan. Jesus het gesê, ek doen wat ek van my Vader gehoor het, en jy doen wat jy van jou Vader gehoor het. Dan kan ons, volgens wat ons doen, maklik weet wie se nageslag ons is. As ons sê, ons hou die Sabbatdag en die Pasga, wie is dan ons Vader? Anders sê, ons hou Sondaagaanbidding en Kersfees. God het egter nog nooit vir ons daardie dinge gegee nie. Jesus het in Matteus hoofstuk 24, vers 20 beklemtoon hoe belangrik dit is om die Sabbat te onderhou, selfs in die laaste dae. Die apostels het ook die Sabbatdag gehou. Is dit nie opgeteken in die boek Handelinge nie? Verder in Matteus hoofstuk 24 het Jesus gesê, bid dat jou vlug nie in die winter of op die Sabbat sal plaasvind nie. Hoekom het hy dit gesê? Die koue in die winter kan so erg wees, en ons moet op die Sabbat aanbid. Kan ons egter die Sabbat behoorlik onderhou as ons wegvlug? Jesus het in Matteus hoofstuk 24, vers 20 beklemtoon hoe belangrik dit is om die Sabbat te onderhou, selfs in die laaste dae. Alhoewel God hier die wette vir ons geskryf het, is dit nie jammer dat kerke vandag nie na God se stem luister nie. Die Sabbatdag is 'n teken tussen my en jou. Julle is waarlik my volk en my kinders. Is die nuwe verbond Pasga nie met hierdie beloftes ingestel nie? Die doel van vandag se preek is om te beklemtoon dat ons na die stem van God moet luister. Daar is egter diegene wat beweer dat hulle in God glo en tog God se stem ignoreer. Aangesien hulle hul eie oordeel hoër stel as die woord van God, luister hulle na Satan se woorde. Daarom het die boom van die kennis van goed en kwaad aangenaam geword vir hulle oë en begeerlik om wysheid te verkry. Uiteindelik het die resultate beland volgens Satan se bedoeling. Dit is hoekom Jesus gesê het dat nie elkeen wat sê, Here, Here, die koninkryk van die hemele sal ingaan nie, maar net die een wat die wil van die Vader doen. Is die navolging van sy leringe nie die kort pad om ons verlossing te bereik nie? Kom ons kyk na 1 Johannes hoofstuk 2 vers 18. Kinders, dit is die laaste uur. Soos julle gehoor het, kom die Antichrist, en nou is daar reeds baie Antichriste. Hieraan weet ons dat dit die laaste uur is. Hulle, wat het hulle gedoen? Het uit ons geleedere gekom. Hulle het by die kerk aangesluit om gered te word, maar op die ou end het hulle verskillende doelwitte gehad en opgehou om na God se stem te luister. Hulle het uit ons geleedere gekom, maar hulle was nie werklik deel van ons nie, want as hulle werklik deel van ons was, sou hulle by ons gebly het. Maar dit moes duidelik word dat nie een van hulle deel van ons is nie. Die Bybel sê vir ons dat daar selfs in die vroeë kerk mense was wat die waarheid ontvang het, maar uiteindelik die kerk verlaat het. Hulle is diegene wat gesê het, ek sal nie na God se stem luister nie. Wat sê God egter oor sy skape? Hulle luister na sy stem.
Kom ons kyk na Johannes hoofstuk 10 vers 25. Jesus het hulle geantwoord: Ek het dit vir julle gesê, maar julle glo nie. Die dade wat ek in die naam van my Vader doen, dit getuig van my. Maar julle glo nie. Hoekom is dit? Omdat julle nie van my skape is nie. My skape luister na my stem, en ek ken hulle en hulle volg my. Ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal tot in ewigheid nooit verlore gaan nie, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie. My Vader wat hulle aan my gegee het, is groter as almal, en niemand kan hulle uit die hand van die Vader ruk nie. Wat is die kenmerke van God se skape? Hulle luister na God se stem. Hy het gesê, ek ken hulle en hulle volg my. God het dit reeds geweet. In hierdie tyd het Christus aan Sangom en Hemelse Moeder Nuwe Jerusalem aan ons die wette van die nuwe verbond gegee en ons toegelaat om na God se stem te luister. Die rede waarom ons die leringe van Vader en Moeder moet volg, is dat die Bybel en die profete ons geleer het dat dit die weg van verlossing, die weg na die hemel, die weg van geregtigheid, die weg van genade en die manier is om seëninge te ontvang. In hierdie tydperk het ons die krag van behoorlike onderskeiding nodig. Satan loop rond soos 'n brullende leeu op soek na iemand om te verslind. Wat ook al die situasie is, ons moet die wysheid van geloof soek soos die van Salomo. Maak nie saak wat nie, ons moet die pad van Vader en Moeder volg tot die einde toe. Almal, die pad wat ons stap is die regte pad. Soms lei die regte pad vervolging, hindernisse en versoekings in. Alhoewel daar baie versoekings van Satan is, staan vas in jou geloof tot die einde toe en luister net na die stem van God. Solank ons God se stem volg soos dit is, sal ons sekerlik die hemel ingaan. Met die hoop dat ons meer getrou aan God se leringe sal wees, diegene wat nog nie weet van die koninkryk van die hemele behoorlik sal inlig nie, en hulle hoop sal gee, sluit ek vandag se preek af. Baie dankie.